Ons dierbare Here, baie dankie dat U dit vir ons moontlik maak om hier saam te kom. Dankie dat U vir ons voorsien het hier om hier te kan wees. Here, as ons net daaraan dink, dit het U lewe aan die kruis op Golgotha gekos, om ons vandag hier by mekaar te bring. En Here, terwyl dit so 'n geweldige prys is wat U betaal het, moet ons sekerlik dit eerbiedig, moet ons weet dit is heilig, moet ons weet dit is vir U kosbaar. En dat U met ons wil ontmoet, en mag U ook in elkeen van ons harte honger en dors plaas, dat daardie honger en dors so versadig sal word in U. En ons bring aan U al die eer dan. Sien dat nou ons ook die oordeenking van die woord, wat U dit ook so lewend kom maak, en ons vertrou dat die Here dit ryklik sal sien. Amen. Nou, vriende, ons wil U nooi om die woord van die Here ook te maak, en wel daar by Handelinge, die 15de hoofstuk, gaan ons daar saam lees, en terwyl die daar lees, blaai wil ek ook so vir U doen, soos U nou gehoor het, 4 kinders, wat ons het, so ek weet hoe werk die skool dingetjies so bietjie, en my kinders het nou maar altyd gedink, soos het nou deur al die jare was, die jongste kinders nou matriek, maar hulle almal het geweet, jong, Pinkstertyd is Pinkstertyd, biduur is biduur, so, daar is nie ding van by die huis bly en leer en so nie, stel die Here eers, eer die Here eer jou. En ek kan vir mooi getuienisse gee oor die wonderlike vrug wat daaruit volg, oor hulle dit net so gedoen het ook. En maar met dit saam, het ek op koeiskool een van die docenten nogal eendag dit gesê, wat my nogal bygebly het, en dit was, 1, stiptelikheid is 2 goed. Dis op betyds te begin, 1, en op betyds op te. So, ek hou nie daarvan om oor die tyd te gaan en ek vertrou regtig waar dat ons nie sal nie, beslis nie in die weeksaande nie, sodat die kinders nog by die huis kom. En daar is al dingetjies wat moet gebeur. Dit is ons maar so. Maar kom soek die Here, stel die Here eerste, en sal sien wat die Here vir die doen dan. Kom ons gaan saam lees die vriende. Handelinge, die 15de hoofstuk, gaan ons daar in die woord van die Here saam lees. Ons gaan net 'n paar verse daarvan saam lees, nie die hele gedeelte nie. Maar ons wil net so saam lees daarso van, kom ons lees daar saam vanaf die 4de vers, Handelinge 15, vanaf vers 4. En by hulle aankoms in Jerusalem is hulle ontvang deur die gemeente en die apostels en die ouderlinge, en hulle het verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het. Maar sommige gelowiges uit die party van die Fariseërs het opgestaan en gesê, dit is noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou. En die apostels en die ouderlinge het vergader om hierdie saak te ondersoek. En toe daar 'n groot woordewisseling plaasvind, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broeders, julle weet dat God lank gelede onder ons verkies het, dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word. En God wat die harte ken, het vir hulle getuienisse gegee deur aan hulle die Heilige Gees geskenk, net soos aan ons. En hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hulle harte gereinig het deur die geloof. Nou dan, waarom versoek julle God deur op die nek van die disippels se juk te lê, wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te dra nie. Net tot daar in die wonderlike woord, mag die Here dit dan ook so baie ryklik seën. Nou, my vriende, terwyl ons dan nou hier saam is, en wil ons dan net so vir U dan ook net geskryf het om aan daar so te gaan sê. Goed. Naai gedoen, dan ek hier so net aangaan, hè. So die regte plek. Onderste knopie. Hoor, ek het ander kant toe weg. Hoor, ek het goed iets schiet. Daar is goed, baie dankie dan. Nou jy sien, ons wil so met die deel oor hierdie tyd oor 'n gereinigde hart. En ons gaan vanoggend by die 3 harte stil staan. Moontlik het jy al iewers die boodskappe sekerlik ook so gehoor. Maar dit is sekerlik in hierdie oggend wil ons hierdie een boodskap so saamvat dat u vanoggend kan bepaal waar is u hart? Hoe lyk u hart voor die Here?
Nou, u hart, liewe vriende, is een van 3 vanoggend voor die Here. En ons weet, en ek glo jy weet, wanneer ons verwys na die hart, is dit jou geestelike toestand, jou hele wese, hoe jy in jou wese voor die Here is. So hoe is jou hart voor die Here vanoggend dan? En ons gaan 'n bietjie praat oor die eerste hart, die swart hart wat daar is, die hart wat verlore is, die hart wat nog nie aan God oorgegee is nie, iemand wat nog nie tot bekering gekom het nie, en dan is daar die hart met die klomp streepies wat daar is. So daar is wit, maar daar is 'n klomp streepies wat daar in die hart is. Wat nou dui op 'n kind van die Here met 'n val en opstaan lewe. En daar is nie oorwinning in daardie lewe nie. En dan die laaste hart wat daar is dan die hart van reiniging, 'n hart wat gereinig is. Daarom, liewe vriende, wil ons dan so met die nader deel oor daardie hart wat dan ook gereinig is. En dis sekerlik dit wat die Here graag wil hê wat in ons lewe moet gebeur. In die teksverse van oordenking, daar in Handelinge 15 vers 8 en 9 staan hierdie woorde: En God wat die harte ken, ook u sin, myne, die Here ken ons harte. Het vir 'n getuienis gegee, die Here gaan getuienis aan ons gee, deur almal die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. Dit was in hulle geval so, die getuienis wat hulle gegee is. En dan sê vers 9, en het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hulle harte gereinig het deur die geloof. Nou, liewe vriende, Petrus is aan die woord hier, en hy verduidelik, daar is van die Fariseërs mense tot bekering gekom het, en hulle gesê, nee jong, ons moet hierdie mense moet nou besny word, hulle moet die wet onderhou, die heidene, en dan, dit is al hoe hulle nou so aangaan gees. En eintlik is dit nou 'n aanslag so bietjie, selfs in ons tyd, is daar 'n geweldige aanslag op reiniging en vervulling, dit wat eintlik die oplossing vir 'n mens is. En toe probeer hulle nou hierdie aanslag, maar deur die wysheid wat die Here natuurlik omgee, kom sê Petrus, maar jong, die Here het hulle harte gereinig, net soos ons aan die begin. Wanneer waarna verwys Petrus? Hy verwys daar sekerlik na die tyd en geleentheid toe hulle vervul is met die Heilige Gees. En nou openbaar eintlik iets wonderlik vir ons hier in die Bybel. Toe hulle daar vervul is met die Heilige Gees in Handelinge 2 sê hy, daar iets gebeur voor ons vervul is ons harte eers gereinig. En toe is ons vervul. Nou is dit die wonderlikheid, kind van die Here. Daar is 'n oplossing vir ons om 'n oorwinnende geestelike lewe te leef. Die Here het alles moontlik gemaak. Nie net dat jy seker kan wees dat jy hemel toe gaan nie, maar dat jy 'n oorwinnende geestelike lewe in hierdie lewe kan leef. 'n Lewe wat eendag die mooi soort van die Here sal ontvang. Let gou 'n bietjie op, liewe vriende, wat sê die Bybel oor 'n rein hart? Ons lees daar op Psalm 24 vers 4, lees ons hierdie woorde: Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Wie is dit? Dis hy wat daar die teenwoordigheid van die Here kan kom. Dan sê hy, Psalm 51 vers 12, skep vir my 'n rein hart. So, Dawid sê hier, so ek het dit nie gehad nie, maar vra vir die Here, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee nie in die binneste van my vaste gees. Psalm 73 vers 1 sê, waarlik God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Hoor wat sê die Bybel, die Here is goed vir die wat rein van hart is. Matteus 5 vers 8 sê, salig is die wat rein van hart is, waarom? Want hulle sal God sien. Nie net eendag in die hemel nie, maar hier op aarde sal die Here hom aan hulle openbaar. Hulle sal 'n besondere verhouding met die Here hê. 1 Timoteus 1 vers 5 sê, maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en ongeveinsde geloof. Dis die doel van die woord van die Here. Is om in u lewe liefde te werk uit 'n rein hart. Dis die doel. En dan 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid en geloof en liefde en vrede en hoor nou hierson, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. So dis God se wil, liewe vriende, dat kinders van die Here wanneer hulle saamkom daar in die kerk 'n rein hart sal hê en dat hulle saam die Here kan aanroep met hierdie geloof en liefde en vrede en geregtigheid. Wat 'n wonderlike plek is dit nie as hierdie dinge heers. Dis ons wonderlik. So daar in die huis heers is dit wonderlik, as dit in die gemeente heers is dit wonderlik, as dit in jou eie lewe heers, dis wonderlike ding. Maar dit bly nie net by my nie, saam met die ander.
So die Here wil sekerlik hê dat elkeen 'n gereinigde hart moet hê, liewe vriende. Is dit belangrik dat die hart gereinig moet word, liewe vriende? Ja, dis baie belangrik. Is dit iets opsioneel? Nee, dis nie opsioneel. Die Here wil hê dit moet met die lewe gebeur. Nou as jy net vandag na hierdie 3 harte hier kyk, ek hoop jy kan dit so sien. Ek het dit nog nie so duidelik gemaak nie, maar die swaartedraad is so bietjie kleiner as die middelstraat. En die middelstraat is so bietjie kleiner as die boonstraat. Jy sien hoe nader jy aan die Here kom, hoe meer word jou hart verrein vir God se teenwoordigheid en God se werk. Dis wat die Here sekerlik wil hê. Liewe vriende, waarom is dit belangrik die hart gereinig moet word? 1 Johannes 2 vers 28 sê, en nou my kinders bly in hom, sodat julle vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn, en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Ons wil nie beskaamd van die Here weggaan. Dis waarom die Here wil hê dat die hart gereinig moet word. Maar nou, liewe vriende, nou sit jy hier, en jy sê maar, miskien is my hart gereinig. Kom ons gaan 'n bietjie kyk, kom ons gaan vanoggend begin. Die heel eerste hart wat daar is, liewe vriende, is dan hierdie donker hart of hierdie swart hart wat daar is. Dis daardie hart waarmee 'n mens gebore is. Nou totdat jy op die ouderdom kom, wat jy kan onderskei, sê die Bybel, is jou linker en regterhand, jy kan weet wat is reg en verkeerd. As jy op daardie ouderdom gekom het, dat jy kan onderskei tussen reg en verkeerd, het jy 'n verantwoordelikheid om sekerlik die Here te soek, sodat jy jou kan red, sodat jy kind van die Here kan. Maar as jy nog nie die Here kom soek het nie, jou vriende, en nog nie jou lewe aan die Here kom oorgee nie, jy word nie net 'n kind van die Here iewers deur die loop van die tyd nie. Jy is nie so deur, ek hou nou maar die goeie dinge, en ek probeer 'n goeie lewe, en ek staan so op al my goeie werke wat daar is, en dan dink jy iewers, dan word jy daar 'n kind van die Here. Jy word nie 'n kind van die Here, deur na ander mense te kyk wat veel sondiger lewe as jy lewe in jou hoofd. En dan dink jy, joh, ek is nou 'n kind van die Here, want ek is daarom beter as baie ander. Nee, liewe vriende, dit is nie so nie. Inteendeel, die Bybel openbaar eintlik nogal 'n skokkende ding as mense wat sê hulle weier dit aanvaar, dat jy 'n kind van die duiwel is, geestelik. As mense, hulle sê hulle weier dit aanvaar. Noem jy nou vir vrou sê die Bybel sê soos 'n kind van die duiwel, so sê ek aanvaar dit nie, ek is nie kind van die duiwel. Maar Johannes 8 vers 44 sê die Here Jesus, hy sê, julle, hy praat met ongeredde mense. Hy sê, julle het die duiwel as vader. En julle wil sy begeertes doen. Sê nou my meneer, mevrou, jong maat. Het jy al dinge gedoen, jy weet jy moet dit nie doen nie. Jy weet jy moet dit nie doen nie. Maar prakties jy dit gedoen. Hoekom doen ons dit? Die Bybel sê, oor die duiwel jou geestelike pa is, wil jy die dinge van die duiwel. Julle het die duiwel as vader, daarom wil julle sy begeertes doen. Kan nie anders. En dis waar elke mens se hart is, dis 'n hart wat nog swart is of vol van die duiwel is. 'n hart en 'n lewe waarvan die duiwel eintlik in beheer is. In plaas hoogmoed en ongeloof vir mense se hart. Ek stil moedig om te erken ek het Jesus nodig en Jesus alleen kan my red. Ek is te ongelowig om te sê, ek moet God vertrou. Ek gaan die Here nie vertrou nie. Ek moet my goeie lewe staan maak. En mense kom nie tot bekering nie, liewe vriende. Want hulle verstaan. Baie mense dink ek moet net bid, Here maak my u kind, en dan dink ek dan nou word ek kind van die Here. Nee, nou moet 'n drastiese verandering in my lewe kom. Jy moet iewers besef, ek is nog 'n kind van die duiwel, ek verpad hel toe. Wat is wat toe die duiwel eendag gaan? Ek is nie geestelik lewendig nie, ek is 'n geestelike doodsheid wat in my is. En dit moet maak dat 'n mens tot bekering kom. Romeine 3 vers 23 sê vir ons want almal het gesondig, daar's niemand uitgesluit nie. Almal is by hierdie saak uitgesluit. Romeine 6 vers 23 sê vir ons die volgende, liewe vriende, hy sê want die loon van die sonde is die dood, en verwys hy na die ewige dood. Dis sekerlik waarom ons so 'n lewe sal lei daar. En ons het nodig om by die Here uit te kom dan ook. Openbaring 21 vers 8, liewe vriende, gaan nog verder wanneer hy sê, daar's 'n hele lys van mense wat hy daar noem. Die ongelowiges en die gruwelikes. Liewe vriende, noem hy die diewe, die moordenaars, hy noem al hierdie mense, hy sê, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal, dis die tweede dood.
vir hulle gaan hel toe gaan. So, ons is gebore, liewe vriende, as 'n kind van die duiwel, op pad hel toe. Ons kan onsself nie verander nie, ons het al baie kere mense probeer om hulle self te verander, ons kan nie. As ons onsself kon verander het, dan sou die Here Jesus daar het Stefan nie nodig gehad het om te bid, laat jy die beker by my verbygaan. Daar was nie ander weg, as dat die Here sy lewe moes gee, sodat sondaars gered kon word. Die liewe vriende, daarom moet u vanoggend eerstens, u moet weet van so 'n plek in die lewe. Ek vra nie of jy die datum kan onthou nie, ek kan nie die datum onthou. Maar ek weet van die plek. Dit was in die Vrystaat, liewe vriende. Nog in die 37ste Adventiste Kerk in Bethlehem, as 'n graad 1 seun, na 'n diens wat ek agtergebly het en gevra, Here kom help my. Liewe vriende, jy moet weet van die plek. Weet jy van 'n plek wat jy agtergekom het? Here, ek is nie kind nie, nie vir die Here kom vra, Here kom help my. Jy moet weet dat jou hart verander. Jy moet weet dat jy kind van die Here geword het. En dan verander die Here jou. En liewe vriende, ons dink baie keer ons hart is heeltemal wit en skoon en dis nie verkeerd na redding om te weet, ek is nou uit die duisternis in die lig, dis wonderlik dat ek dit weet. Maar liewe vriende, soos wat die kind van die Here dan nou begin aangaan in sy geestelike lewe, begin hy agterkom maar dinge in my lewe wat nie reg is nie. Die disippels byvoorbeeld in Lukas 10:20 lees ons daar, maar julle moet nie daaroor bly wees dat die Gees aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemel opgeskryf is. So ons het 'n baie duidelike getuienis van die Here Jesus dat die disippels was gered. Hulle het die Here aangeneem as hulle verlosser en zaligmaker. Maar tog, voordat die Here opgevaar het in die hemel, na die opstanding het die Here nogal onder andere aan hulle verskyn, en hy het met hulle gepraat oor hulle ongeloof, daar, liewe vriende, onthou jy, toe hulle daar was, die Here het hulle ongeloof verwyd, en toe bietjie later, die week daarna, toe stoel was ons saam, en hy het ons gesê, ek het my hande daar die sy, die hande daar glo ek nie, ek sal nie glo nie. En toe die Here daar is, toe kon hy nie anders, hy sê, my Here, my God. En hy ons moet die Here herstel, net soos die ander disippels. Daar in Johannes 21, hoe hulle liefde herstel is, toe die Here vir Petrus gesê, Simon, sê van Jona, het jy my lief meer as almal hier? En 3 keer moes die Here vir hom vra, en op die ouend sê, Here, jy weet alles. En die Here het hom gewys, jou liefde is nie reg nie, Petrus, dis hoekom jy nie so oorgee. Dis hoekom jy tot terug gaan na die visvang toe. Dis hoekom jy in 'n teruggevalle toestand bly. Jou liefde is reg. Hy moes met God herstel. Liewe vriende, en eers nadat hulle herstel was, het die Here vir hulle die opdrag gegee in Lukas 24:49. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag en geloof. So, hier sien ons baie duidelik, daar was 'n hersteltyd, hulle was gered, hulle moes herstel, toe hulle herstel is, as die opdrag gaan wag. Nou, ek noem dit nou spesifiek vir iemand, dis 'n belangrike saak. As u vanoggend as 'n kind van die Here is, u seker oor die weet, maar u is in 'n teruggevalle geestelike toestand, daar sonde in u lewe waarmee u besig is, en u weet, ek is nie waar ek moet wees met die Here. Jy weet, jy sou nie die Here meer soos jy dit altyd gedoen het. Jy weet, as dinge in jou lewe tot oneer van die Here weet, dan sal jy eers nodig met God herstel. As jy met die Here kom herstel, die Here is vergeet dat die Here herstel, dan kan jy op 'n plek kom om die Here te kom soek, te kom wag op die belofte. Sê, Here, vul my met die Gees. So is baie belangrik dat jy sekerlik dit so sal wees. Maar ek wil tog iets vir die liewe vriende oor hierdie hart wat daar was, hoe die Here aan hulle as disippels, as kinders van die Here geopenbaar het, om julle is nou gered, maar julle harte is nie gereinig nie, daar is nog 'n ding in julle harte wat pla. En ons sien daar in Matteus 17, daar in vers 19 staan, waar toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê, waarom kom ons om nie uitdryf nie? Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof, want voorwaarlik sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg, hier vandaan dadelik toe, hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.
Liewe vriende, hulle het agtergekom, daar's nie krag in ons geestelike lewe as gevolg van die ongeloof wat in ons is. En toe hulle nie krag het in hulle geestelike lewe nie, liewe vriende, toe kan hulle nie veel vir die Here doen nie. Jy kan vir die Here, jy mag presies op dieselfde plek wees dan ook, om sê te sê, Here, maar ek ervaar my, ek weet, ek is gered, maar daar's nie krag in my geestelike lewe nie. Ek is al hoe lank gered, maar as ek bid, Here, ek weet nie of jy my hoor, ek voel, ek weet nie van krag is in my gebede. Hulle moet nog net nie verbyvra oor dit te bid nie, want ek is te bang of te skaam of te wat of te. Hoe weet ek nou die Here hoor my woord? Dit is jou vriende. Of die Here kan my nie hoor nie, want daar's dinge in my lewe, maar daar's nie krag in my geestelike lewe nie. Bid oor dinge, maar daar gebeur iets. En ek wil aanbid en dan gebeur niks, liewe vriende, 'n kind van die Here kan tog nie oor sake bid en bid en bid en bid en dan gebeur nooit iets. God moet tog hoor. Dit was vol in die Bybel, is dit reg? Is dit vol in die Bybel dat die Here beloof, wat julle ook al my naam vra, dit sal ek vir julle doen. Dit so. Nou vra ek vir die kinders van die Here. Glo jy vandag nog dat die Here kosbare siele wil red? En ons sê, ja, dit is die wil van God dat mense gered word. Nou vra ek vir die, as ons dan by die bid, Here red siele. En volgende bid ons dit weer, die kinders van die Here wat saam as Here kom red siele in ons gemeente. As dit nou na 6 maande of 'n jaar of hoe lank ook, as dit nou nie gebeur nie, liewe vriende, is die antwoord, ek vra, is die antwoord, die mense is te hard? Of is die antwoord, Here, is besig om vir my iets te wys vir my gebedslewe? Daar's nie krag. In Johannes 20 vers 19 lees ons iets anders, liewe vriende. Hy sê, toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deur waar die disippels vergader het vrees vir julle gesluit was, en Jesus gekom en in die middag staan en gesê, vrede vir julle. Nou, liewe vriende, hoe het hulle nie in vrees gelewe nie? Is dit volgende ding, wat die Here nogal openbaar het vir hulle lewe, die vrees wat daar was. Hulle is so bang, jong, hulle sluit die deure toe, maar die Here is verskyn in hulle midde. Dit is my altyd te wonderlik, hoe die Here deur die deure en die mure, hy is verskyn nie daar in hulle midde. En nou is daar kinders van die Here, jy is gered, jy is seker oor die redding, jy kan vertel oor die redding. Maar weet jy, tot vandag toe, sit jy as kind van die Here met hierdie vrees binne in u vir, net soos die disippels, vir die ander mense. Ons is so bang, wat gaan hulle sê, wat gaan hulle doen, ons is so bang oor hierdie dinge, vriende. En weer eens kom dit terug as die krag in ons geestelike lewe. Ons is te bang om te bid en 'n bidduur, maar wat gaan al die mense sê? Weet jy, vriende, ons is te bang om met enigiemand oor die Here te praat, want hulle mag my dan hoe, ek ken nie al die antwoorde, ek weet nie al die dinge nie. En weet jy wat die probleem met dit? En dit die volgende is, dit handel oor die self. Dit gaan oor, hoe gaan hulle my sien? Hulle gaan my spot, hulle gaan dink ek is dom, want ek kan nou nie antwoord nie. Mense gaan my gebede beoordeel, alles goed wat mense dink, dis nie waar nie, maar ons dink al die dinge. En weet jy hoekom, die vriende? Want as dit in my hart wat maak dat ek geneig is om dit te doen. En die Here sê, van hierdie ding wil ek jou verlos. Dat jy oorwinning kan leef. Dat jy weer bid, jy kan opstaan en kan bid, en ongeag wat wie ook al sê, of dink vrede vir hulle, ek praat met die Here. Sê gou vir my, meneer, mevrou, dink jy snaaks as iemand anders bid? Hoekom sal 'n ander dan snaaks dink as jy? Ek vra maar net van die duiwel, lyk my mislei mense hiermee. Liewe vriende, as ons begin so in vrees lewe oor wat ander mense gaan sê as ons met hulle die evangelie deel, waar gaan ons kom? Wat gaan ons doen? Is dit aan die Here beskik het? Die Here het gesê nee.
Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en wat is die direkte gevolg? En julle sal my getuies wees. So wie te wonder net sal dit wees. En as ek dit nie is, weet jy wat gebeur? Die Here is besig om vir my te wys om die hart is onrein. Daar's 'n probleem wat daar is. Jy weet, dink daaraan in Matteus 26 vers 33 sê Petrus, daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sal almal ook aanstoot aan U neem, ek sal nooit aanstoot aan U neem nie. En hy het dit bedoel, hy het dit regtig bedoel. Ek het nie uit 'n grappie gemaak of net 'n indruk probeer maak nie, hy het dit bedoel. Maar liewe vriende, die Here het vir ons nou gesê, die haan sal vanaf nie kraai voordat jy my 3 maal geloof het. En ons weet ons dat dit het gebeur. Hy was daar, hy was stil daar, maar toe hy sy mond moes oopmaak om te praat, om te sê, toe begewe sy moed kom, want hy doen dit nie, en hy was dit nie gewees nie. So, ek wil hier oor Petrus die volgende sê, en miskien mag jy dit ken uit 'n ander gedeelte in die woord van die Here. Die goeie wat hy wou doen, hy wou praat, hy wou getuig, hy wou opstaan vir die Here. Die goeie wat hy wou doen, het hy nie. Maar die kwaad wat hy nie wou nie, deur die Here te loon, en as jy ken die man nie, dit wat hy gedoen. Nou gebeur hierdie selfde met die kinders van die Here se lewe, liewe vriende, en ons kom hierdie dinge agter in ons lewe, hoorlik en van God. As jy in hierdie dinge in die lewe al begin agterkom met Here, hier's fout. Dinge waar ek skaam is, ek skaam dat hierdie dinge selfs gebeur het, net soos Petrus voel ek verneder, teleurgesteld. Wat is fout? Is dit hoe 'n kind van die Here dan moet lewe? En ons neem ons voor, volgende keer gaan ek praat, volgende keer gaan ek bid, volgende keer gaan ek getuig, volgende keer gaan ek, ek gaan nee sê vir hierdie versoeking, en dan rit die waaraan. Die goeie wat ons wil doen, ons maar dan, werk dit nie uit. Waarom? Want daar's 'n hart wat nog onrein is. En dit is, daar in Psalm 51 sien ons, in vers 7, hy sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore in sonde dat my moeder my ontvang. Met ander woorde, ek is gebore nie as 'n kind van die Here, ek moet op bekering kom. En toe het hy op bekering gekom. En nadat hy op bekering gekom het, koning Dawid, nadat hy op bekering gekom het, weet ons nou, ja, hoe sê die een man vir my, hy sê baie keer daar verwys na Dawid, en Bathsheba, maar wat van Aman wat hy vermoord, of laat vergoed. Dawid het hierdie dinge gedoen, liewe vriende. En toe hierdie dinge gedoen het, skokkende dinge wat hy gedoen het. Toe kom hy agter, wat is die probleem? Hy sê in vers 12, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee op nie in die binneste van my vaste gees. Dis die probleem. Here, my hart is onrein. Ek kan nou maar al die ander dinge bely wat staan en probeer, maar ek kry net nie oorwinning nie. Waarom? Daar kom die geheimheid, hy sê my hart is onrein. Dit is presies die vriende wat Handelinge 15 vers 8 staan, wat hy dan vers 8 en 9 staan, wat hy sê, die Here het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof, net soos wat ek met hulle was op Pinksterdag, so deur hierdie mense se harte kom reinig. Dan, lieve vriende, as die Here nou my hart kom reinig, dan is ek gereinig van iets, en ek wil hierdie ietsie vir u noem. En nou al die streepies uitgehaal net om vir u te wys, daar's iets wat binne in die kind van die Here se hart is, 'n onreinheid. As beskrywende terme, ons sal in die week daarby uitkom, beskrywende terme wat hierdie onreinheid beskryf, maar een van hulle is daar in Romeine 7, wat ons dit vind. Hy sê, want die goeie wat ek doen, weet ek nie, maar die kwaad wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, en hoor my wat sê, maar die sonde wat in my woon. Hy sê, Here, ek ontdek hier so onreinheid binne in my as kind van die Here. En hierdie onreinheid het 'n mag oor my lewe. Ek wil die goeie doen, maar doen dit nie. Die kwaad wat ek nie uit, dan doen ek dit. Nes Petrus sê, mes met die disippels gebeur het. En dan sê vers 17, hy sê, maar nou doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. En vers 17, vers 19 sê, want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Nou, lieve vriende, sy gaan my aan daar in vers 20, hy sê, maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon, hy sê, Here, is 'n mag in my lewe, wat oor my mag het. En ek kan nie regkom. En dan vers 24 sê, en die ellendige mens, wie is vir my verlos van die liggaam van die dood, dan sê ek, dank God deur Jesus Christus. Jy sien, lieve vriende, daar moet
'n reiniging kom by die kind van die Here se lewe. Die sondaar word oortuig dat Jesus hom wil verlos van Satans mag. Jy word oortuig, ek is nie 'n kind van die Here nie, 'n kind van die duiwel, so pad hel toe, maar Jesus kan my red. Hy is my verlosser, hy kan my vrymaak van Satans mag, hy kan my 'n kind van God maak. En dit wat by redding gebeur. Die Here kom doen dit vir jou. Maar die kind van die Here, liewe vriende, word oortuig dat die Here hom wil verlos van hierdie onreinheid wat in sy hart is, sodat hy 'n oorwinnende geestelike lewe kan leef. Dis dit wat die Here wil kom doen dan. Net na die woord daarvan, Handelinge 15 vers 9, liewe vriende, wat hy sien aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. Hierdie gereinig hier, soos liewe vriende, is 'n werkwoord in die Grieks, is dit in die Augustus tyd, en hierdie tyd beteken soos in Engelse, ek weet nie hoe dit met u nog gaan nie, maar my Engels was nogal gevaarlik, swaar en moeilik gewees, hoor, daar is soveel tense, so goed, jy weet nie meer waar val wat in nie, maar nou die Grieks het nog meer dan dit. Maar dit is openbaar iets wonderlik, lieve vriende, die Grieks sê hierso, dis 'n afgehandelde ding. As ons in Engels is daar ook nog sekere tenses, iets wat nou begin en dit gaan aan tot wanneer ook al. En daar is 'n ander tyd in Engels wat is net vir nou. Maar die Grieks het nou presies dieselfde ding. Dis iets wat in een oomblik afgehandel is, dis klaar. En lieve vriende, dan kom sê die Bybel, hy sê die Here het hulle harte gereinig in een oomblik. Ek noem dit vir u, want daar baie mense wat sê, maar heiligmaking is 'n proses. Dis waar, dit is 'n proses. Ook, nie net 'n proses. Maar deel van hierdie proses is dat die kind van die Here iewers kom en besef, Here, my hart is onrein, ek moet gereinig. Dit is nou die goeie nuus. Die Here kan u hart in een oomblik reinig. Van hierdie onreinheid, sodat jy in staat kan wees om in die proses van heiligmaking regtig te kan groei en nie bestaan in 'n val lewe te lei, maar dat jy oorwinnende geestelike lewe kan hê. In Johannes 1:9 gesê, as ons sondes bely, is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Die Here kan dit vir u kom doen, lieve vriende. Die Here wil dit vir u. Daarom is het belangrik dat 'n kind van die Here hierdie tweede hart sal ontdek. Here, ek is gered, ek is doodseker vir my redding. Maar my geestelike lewe so ellendig, so kragteloos, so dis nie lekker. Dis nie lekker. Al soveel teleurstelling, dis nie lekker. Is dit al, is dit hoe ek moet leef totdat die Here kom? Nee, dat oorwinning. Wat ek moet weet wat God wil doen in my hart reinig. Nou vra mense, as die Here in my hart gereinig is, hoor nou mooi, die Here in my hart reinig, is ek in staat om 'n algehele oorgawe aan God te maak. Voor dit is ek nie in staat om 'n algehele oorgawe aan God te maak nie. Dis hoekom dit so nodig is dat die Here my hart moet reinig, sodat ek 'n algehele oorgawe aan God kan maak. Die algehele oorgawe en vervulling met die Heilige Gees, God se deel, hy vul my met sy Gees. Gaan dan. Waarna reinig. Eers reinig. Dis die mense. Soos my hart wil gereinig is, dan kan ek nog glad nie meer sonde doen nie. Nee, jy verstaan nie mooi nie. As die mens op die aarde, die Bybel sê dit baie duidelik, as niemand wat kan sê, ek het geen sonde nie, jy is lydens. En jy probeer die boodskap van reiniging doodmaak of vervals of verkeerdheid, dis nie wat daar gesê word nie. Daarom het ek hierdie prentjie vir die opgesit, my vriende. Jy sien nou dieselfde Reinhard, wat nou daar is. En hierdie Reinhard het nou, my skoonbille kan maak, het van 'n baie breë swart rand gegee. Na my vervulling met die Heilige Gees gaan die proses van heiligmaking nog aan, hè? Ek moet nog meer soos die Here word. So kry. Ons moet nog meer soos die Here word. En daarom het ek hierdie prentjie opgesit om dit te verduidelik. Hoe meer ek aan so die Here word, hoe meer van die swart word weggekap en dit word al hoe witter. En dan moet so 'n ou ding in my begeerte is. Dat wanneer die Here
my kom haal jou vriende, dat daai ou swart randjie so dun as moontlik sal wees. En dis wat die Here vir jou wil kom doen. Ek moet meer soos Jesus word. So vir die kind van die Here wat 'n begeerte het om te sê, ek wil meer soos die Here word. Weet jy wat gebeur, jou vriende? Jy het nou al agtergekom, maar ek sukkel. Ek het nie oorwinning nie. Daar's baie dinge wat gebeur. Wat gaan aan? Dis wat aangaan. Daar's onreinheid in jou hart. Dis jy nie gereinig word. Gaan jy nie algehele oorgawe maak nie. Nie algehele oorgawe gaan hand aan hand dat jy vervul word met die Heilige Gees, wat die Heilige Gees volle beheer van jou lewe kry. En jy sê, Here, ek wil U verheerlik, ek wil meer soos U word, ek wil hê dat U my gebruik. Ek wil U aan die wêreld, wil ek U uitleef en openbaar. Met my karakter, met my gawe, met al my dinge, wil ek U so uitleef. En dis dit wat die Here vir ons wil kom doen dan. Daarom, jou vriende, moet U sekerlik kan sê, ek is by een van die 3 harte vanoggend. Of jy sê, ek is nog ongered, ek weet nog nie. Ek weet nog nie van 'n plek wat ek die Here, ek maar godsdienstig wees en Bybel, maar weet nie van 'n plek waar die Here gevra, Here, kom red my siel, kom maak my U kind. Want ek het nog nooit besef as ek het geen Bybel. Maar jy moet weet van so. Tweedens, die kind van die Here, U wat sê, en U moet hiervan weet, Here, ek is gered, maar ek sien hierdie mislukkings in my lewe, soos die disippels dit keer op keer in hulle lewe sien. Ek sien ek die mislukkings in my lewe. En ek voel baie keer soos Petrus so teleurgesteld. Al weggaan toe. Ons gaan Petrus, ons gesê, ek gaan visvang, gaan terug na my ou lewe toe. Ek die getuie wat ek moes wees, hy is nie op sy plek nie. Die Here moes hom gaan haal, en hy moes herstel, en toe kon die Here vir hom 'n werk kom doen. Of jy kan vandag sê, ek weet van 'n tweede ondervinding in my lewe. Waar ek die Here vertrou, die Here reinig my, vul my met die Gees. Daar Boksburg, net agter die kerk is die pastorie. Daai pastorie is daar, 'n klomp kamers, een van daai kamers was my kamer gewees toe my pa daar was. En ek het net daar gekom, liewe vriende, eerste Sondag, ek is standaard 5, eerste Sondag, toe daar so is, en toe was dan 'n klopdeel in die klassies, toe is daar daar was 5 klassies, sien ek hoe pragtig, ek is die enigste laaitjie hier so in die res met 'n klomp meisiekinders. Toe skiep ek. En ek gaan toe daar na die standaard 6, 7 die kakkesasieklas. Ek dog my neefies is daar, so ek gaan saam by hulle. Skiep ek hulle, ons eerste Sondag. Ek gaan nie saam met my meisiekinders sit nie. Toe ek daar. En liewe vriende, min weet dat die Here het 'n afspraak met my na die dag. Kom Jaapie, Morman het toe nou, hy was daar op die kerkraad, hy het die kerkesante hanteer, en daai dag hanteer hy Egipte, woestyn en Kanaan, ek het nie mag nou al die boodskap gehoor. En hy praat daaroor, en hy besef, Here, ek is in die woestyn. Na die diens gaan ek nou terug na daai kamer toe, en ek gaan 'n kamer toe die Here gaan soek. My pa se studeerkamer gaan kry daar 'n boekie, om vervul te word met die Heilige Gees, ek lees die boekie, die Here vertrou. En toe my week, het ek die Dinsdag aand, daai aand vertrou die Here, en die Here is my werk om doen. So jy vriende, daar is my redding en vervulling met die Heilige Gees ooreenkomste en verskil. Nou net om vinnig vir u te doen, die ooreenkomste ons nou praat. Die ooreenkomste, die vriende, is die volgende, by redding en vervulling met die Heilige Gees is presies dieselfde ooreenkomste. 1. Ek weet van die ondervinding. Ek weet van redding, ek weet van vervulling met die Heilige Gees. Dit is 2 ondervindings. Ek weet van. Die tweede is, by al twee is daar 'n sonde oortuiging. By redding word ek oortuig, ek is verlore, ek is 'n sondaar. By reiniging word ek oortuig van iets anders. So nou daarby kom, maar by al twee is daar 'n sonde oortuiging. Die verdere ooreenkoms is by al twee is dit die Here Jesus se bloed reinig en verlos. Nie werke nie harde probeer nie die sielkunde nie. Jesus se bloed verlos. Van Satan se mag, Jesus se bloed reinig my van 'n onreinheid. By albei die vriende is dit nodig dat ek my geloof in die Here kom plaas om God te vertrou. As jy geloof openbaar het om te sê, Here, red my, maak my kind,
gaan jy net so in geloof na die Here toe kom. Here, kom reinig my hart vir my met die Gees. Dis geloof. En dan die 5de is, lieve vriende, u sal my albei weet van 'n verandering. As jy tot bekering gekom het, sal jy mos nou weet, jou lewe het verander. Jy vloek nie meer nie, dans nie meer nie, jy drink nie meer nie, jy met baie nonsens nie meer besig, jy doen dit nie. Na vervulling met die Heilige Gees, liewe vriende, kom ek vra dit so vir u. Was daar 'n drastiese verandering in die disippels se lewe? Ja, hulle was nie meer bang byvoorbeeld gewees nie. Daar was 'n drastiese verandering. Daar was 'n duidelike verandering. So sal u weet van 'n verandering in die geestelike lewe. U sal weet die Here net u kom verander dan. Dan, liewe vriende, wil ek net vandag die verskille uitwys by redding en dan by vervulling met die Heilige Gees ook. En die eerste verskil wat ek daar wil noem, lieve vriende, ons word by redding oortuig van ons verlorenheid. Teenoor vervulling met die Heilige Gees word ek oortuig van 'n onrein hart. So dis 'n belangrike ding. Ek moet weet van hierdie oortuiging. Die Here kom doen dit vir mense van ook. Nou, lieve vriende, by redding word ek verlos van Satans mag. Want ek is nie meer 'n kind van die duiwel nie, ek is nou 'n kind van die Here. En dank die Here, die duiwel kan niks aan doen om my terug te bring. Hy kan my verhouding met die Here probeer vertroebel, maar hy kan my nie weer 'n kind van die duiwel maak. Nee, ek is in die hand van die Here. Die Here maak my sy kind dan. By vervulling met die Heilige Gees word ek ook verlos van iets, maar word nie nou verlos van die duiwel nie. Ek word verlos van hierdie, kom ons noem dit, inwonende sonde. Hierdie ontredding. Dis waarvan ek verlos word. U sal in die week hoor, ek het nog 'n naam vir daai inwonende sonde. Ek noem hom die bondgenoot van die duiwel. Die duiwel is nie meer in my lewe nie, maar hy het 'n bondgenoot in my lewe, wat hy gebruik om my geestelik krippel te maak. Maar die Here kan jou vrymaak van hierdie bondgenoot van die Satan en oorwinning vir jou kom gee daaroor. Dan, liewe vriende, by redding word iemand met die Heilige Gees verseël, hè? Ons word verseël wat die sekerheid gee, ek weet ek gaan hemel toe. Wonder nie? As jy vanoggend hier so sit en jy wonder en jy hoop nou maar gekeerdig van hemel kom, dan moet ek vir jy sê, jy is nog nie gered nie. Want iemand wat onder sonde oortuig gekom het, jy besef ek is 'n kind van die duiwel, en vir God gebid het, Here, kom was my in die bloed, dis my sonde uit, maar verander my ook in 'n kind van God. As die Here vir jou so groot ding gedoen het, jy is nie onseker raak. Jy wonder nie wat gebeur het. Jy weet. Maar as jy vanoggend weet nie, jou vriende, wil ek vir sê, kom vanoggend, kom maak met die Here reg, kom maak seker, jy kan weet dat jy kind van die Here is. Dis juist waarom die Heilige Gees as seël dui. Hy is die een wat duidelik wys dat ons 'n kind van die Here is dan. Ons het die absolute sekerheid daaroor. Dis by redding, maar wat gebeur dan by vervulling met die Heilige Gees? By die Heilige Gees, liewe vriende, is dit nou soos ons sekerlik sê, die Heilige Gees vervul. So hier by die eerste ene by redding, kom ek en u as mens en ons ontvang die Heilige Gees. Hy kom in ons lewe in en hy verseël my dat ek 'n kind van God is. Maar by vervulling met die Heilige Gees is dit andersom. U as mens kom en u gee u algeheel oor elke deel van u lewe, gees, siel en liggaam, gee u aan die Heilige Gees van God oor. En u sê, kom gebruik my. Dis my begeer, dis my verlang. Ek wil u so dien. Kom gebruik elke deel van my. Daar is nie 'n deel van my lewe wat ek terughou van u. Ek maak 'n algehele oorgawe aan nie, want ek wil hê ek moet elke deel van my gebruik. En die Heilige Gees kom en hy vervul my hele wese, my alles. En hy gebruik my tot eer van sy naam, want dis wat ek verlang. Dis wat God wil doen. Dis God se verlossingsplan wat daar is. Maar dan, liewe vriende, is daar nog iets hier wat ek wil kom doen. En die verskil tussen redding en vervulling is die volgende dan ook. By redding, liewe vriende, handel dit oor hemel en hel. Waar gaan jy die ewigheid deur? In die hemel of in die hel? Dis waaroor dit by redding handel. Maar waaroor handel dit dan by vervulling met die Heilige Gees? Dit handel nie nou oor hemel en hel nie, dis afgehandel by redding. By die vervulling met die Heilige Gees handel dit oor diensbaar. Here, ek wil
terwyl ek op hierdie aardbol of is, voordat jy kom, of voordat ek na u toe gaan, wil ek hê u moet my gebruik. Dis tog die belofte van die Vader kom, dan sal julle my getuies wees. Julle sal my getuies. Here, ek moet dit wees. U wil hê ek moet dit doen, ek wil dit graag kom doen dan. Dan wil sien by redding is die verskil oor dit handel baie meer oor uiterlike sondes. Drink, vloek, dans, hoerery, handel oor die goeders. En dit sê kind van die Here, al die dinge, die vloekery, die drinkery en al die dinge wat sien, dit wys net. Dit wys net dat iemand nog nie 'n kind van die Here is. Hy kom op vloek, dit maak nie dat die hemel toe gaan. Al die vriende, as iemand wat met vloekery besig is, bijvoorbeeld, tot bekering kom, dan gaan daai mond van hom verander. God verander hom. Dan hy nie meer so praat. Dis wat redding is. Ek het vroeër gepraat soos 'n kind van die duiwel, nou is ek 'n kind van die Here, ek gaan soos 'n kind van die Here begin praat. Ek het vroeër gedoen soos 'n kind van die duiwel, gaan nie meer nie. Ek kan nie sê ek is 'n kind van die Here en ek doen nog die duiwelse dinge nie. Dit ekskuus, daai werk. So ek moet weet dat die Here my kom red en jou vriende, hy my verlos van sonde. So die sonde in my lewe openbaar en waar ek geestelik is, ek is nog nie 'n kind van die Here. Maar nou wil ek sien ek, Here, ek wil die kind word. En ek neem die Here dan so aan. Wanneer ek kom, jou vriende, by die vervulling met die Heilige Gees, waaroor handel dit wel, dit handel baie meer natuurlik oor innerlike sondes. Behalwe nou die onreinheid waarvan nou verlos moet word, is daar nog baie innerlike sondes soos jaloesie. Soos jullie weer wat jy verloor. Soos vrees. Jou vriende, soos 'n kragteloosheid in die ervaring jou geestelike lewe. Dit handel oor daai sondes. Dit handel oor die sondes van ongeloof. Oor wêreld, soos die wêreld te wees. Wêreldgelykvormig te wees. Dit handel hieroor. Dit het nie so seer te doen met die uiterlike dinge. Dis dit wat binne in my lewe aan die gang is. En dis daarvan wat ek die Here gekom vertrou word. En dan die 6de liewe vriende, ek moet net dit ook sê dat hulle wat gered is, leef met sekerheid van saligheid. Ek het absolute vrede en sekerheid. As die Here kom, gaan ek saam met hom hemel toe. Ek wonder nie daaroor. Dank die Here, ons het daardie sekerheid. Maar waaroor gaan dit met vervulling met die Heilige Gees, liewe vriende? Nie oor dat ek leef met sekerheid van gesaligheid nie. Nee. Dit handel oor ek leef in oorwinning. Daar's 'n verskil. En die Here het gesê, hy het gekom dat jy 'n lewe kan hê en oorvloed van die Here. En dis dit wat die Here seker so vir u wil kom doen dan. Daarom, kind van die Here, is dit so nodig dat iemand weet dat jy met die Here beweeg gaan. Ek noem vir die laaste net die vriende, as ek hierdie ene nou nie verander nie, ek hoop hy gaan nou vir die wys. Maar as ek nou nie wys nie, gaan ek sommer vir die sê. Liewe vriende, redding het sekerlik en vervulling met die Heilige Gees word verhinder deur hierdie twee goed. Ongeloof en ongehoorsaamheid by albei. As jy by redding nie glo dat jy verlore is, of jy glo nie dat Jesus jou wil vergewe nie, en jy leef van 'n ongeloof, word jy nie gered. As jy by redding ongehoorsaam wil wees, jy wil nie met sonde breek, jy wil aangaan met jou vloekery en jou drinkery en jou hoerery, jy wil aangaan met hierdie dinge, en jy wil 'n kind beheer red jou. Jy kan maar sê, Here, maak my 'n kind beheer, hy gaan. En so met vervulling met die Heilige Gees op jou vriend, jy kan ongeloof sê, nee, ek glo hierdie nie, of ek, die Here kom en ek gaan bly, hoe gaan ek weet, ek gaan 'n oorwinning, jy kan ongeloof lewe. Die Here gaan jou nie vervul. Hy gaan jou nie reinig nie, sodat jy vervul kan word nie, gaan nie gebeur nie. Net so met ongehoorsaamheid, die Here vra 'n algehele oorgawe. Nou sê Here, ek wil alles oorgee, gees, siel, maar my liggaam, en omgee ek nou nie lekker. Here, ek vir my vrou opgee. Baie ons is maklik om my vrou te gee, en ons plat vir dit. So my kinders opgee. En ons al dit opgee, maar hulle self, nee, nie myself. Heer, wie vriende. En nie algehele oorgawe maak nie, kan jy nie vervul word met die Heilige Gees. Ek sluit af vir julle vriende met hierdie teksverse. Matteus 13 vers 58 sê,
En hy daarvan weer met ongeloof nie kragtige dade gedoen nie. En as jy met ongeloof in die hart gaan sit, God gaan nie groot dinge vir jou kan doen nie. En dan in Hebreërs 3 vers 19, en ons sien dat we deur ongeloof nie kon ingaan nie, dis nie beloofde land, hulle kon nie ingaan. So lieve vriende, die vervulling met die Heilige Gees handel oor oortuiging van die inwonende sonde, of ons noem dit 'n onreinheid. Dit handel oor die verlossing van hierdie onreinheid wat in my is. Kom ons sê die inwonende sonde, selfs dit begrip, beskrywende term, met die onreinheid moet ek verlos word. Wanneer ek verlos word, kan ek algehele oorgawe maak en dan word ek vervul met die Heilige Gees. Waarom? Sodat ek meer diensbaar kan wees aan die Here. Dit handel oor my innerlike. En dit sal tot gevolg wees dat ek sal leef in oorwinning. Ek vra vir julle vriende, watter een van hierdie 3 harte is u vanoggend? Weet u van die eerste ondervinding van Here, ek is nie kind nie. Hy vir die Here kom vra, die Here red my. Weet u van daai plek? Ek moet hom kan noem. Weet u van die plek wat u vir die Here gevra, die Here, ek besef my hart is onrein. Die hele tyd trek ek my meer die beheer, ek trek al hierdie ander goedjies, maar dit werk nie. Ek het toe iewers besef van my hart is onrein. As 'n oplossing, weet u van dit. As jy nie weet van hierdie ondervindings nie, nie vanoggend kom jy daar en sê, Here, dankie dat ek oor opgegaan. Weet jy wat God vir jou doen? Hy wil jy red, hy wil jy red. Mag jy by die Here deurgaan, mag jy die Here ook so sien. Amen. Kom ons nader tot die Here. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons kan saam bid in hierdie oomblik en u ken nou elke hart. U weet hulle wat nie in hierdie oomblik in die regte verhouding met u is nie, ons bid vir hulle. Ons bid dat hulle die waarheid mag vind, as hulle verlosser en salig maak. Ons bid vir hulle, Here, dat u sal kom vertrou, dat u hulle reiniger sal word, dat u hulle harte sal reinig, dat hulle vervul kan wees met die Heilige Gees. Here, nou terwyl u elke hart ken, wil u nie daardie oortuiging so sterk maak, dat mense sal bereid wees om 'n oorgawe aan u te maak, hulle lewe aan u te wy. En ons bring aan u die eer. Amen.